Goeiedag sê familie en vriende, julle is weer eens gegroet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Wow, die Here het regtig vir ons bewys dat hy is God. Hy het ons deurgedra en wat 'n voorreg het ons weer eens vandag om die eerste Dinsdag in die nuwe jaar 2026 te wees. En die Here het bewys dat hy in staat is van ek en u se lewe en die Here het ek en u deurgedra. En ek wil die eerste boodskap in die nuwe jaar preek uit Genesis 41 uit. Genesis 41 vers 36 tot vers 38. Genesis 41 vers 36 sê, so sal dan die voedsel 'n voorraad wees vir die land, vir die 7 jaar van hongersnood wat in Egipte land sal kom, sodat die land nie deur hongersnood ter gronde gaan nie. En die woord was goed in die oë van Farao en al sy dienaars. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man, in wie die gees van God is. En Farao sê vir Josef, aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Gaan vers 40 ook nog lees, jy moet oor my huis heers, en na jou beveel moet my hele volk hulle skik, alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. En hulle moet al die voedsel van hierdie goeie jare wat kom, versamel en onder leiding van Farao koring ophoop as die voedsel in die stede en dit wegbere. Ek wil praat vandag oor hierdie onderwerp, die plan van God vir 'n mens se lewe. Wel die eerste boodskaptitel in 2026, die plan van God vir 'n mens se lewe. Die Bybel sê in die boeke van Genesis 41, as ons ingaan in die Ou Testament, lees ons in die boeke van Genesis, waar die Bybel sê dat Josef se pa het vir Josef gegee 'n coat of many colors. Met ander woorde, die Here het 'n plan met Josef se lewe gehad. Net soos die Here 'n plan met ek en u se lewe het. Daarom het die Here vir ek en u bewaar en het vir ek en u beskerm. En die hand van die Here was oor ek en u se lewe. Maar die Bybel sê dat die Here gee aan Josef 'n droom. Josef droom eerste plek, droom hy dat sy gerf staan en sy broer se gerwe rondom hom buig. So met ander woorde, die Here wys vir Josef sy eindbestemming en die Here wys nie die in-betweens wat gaan gebeur in Josef se lewe nie. En ek en u het ingekom in die jaar 2026 en die Here en ek en u het doelwitte en ons drome wat ons wil bereik in die jaar 2026. Maar die Here wys ons eindbestemming wat ons gaan bereik. Van dit wat ons sien wat in die toekoms gaan gebeur, familie en vriende, dit is geloof wat ek en u toepas. Want die Bybel sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So in die nuwe jaar skep ek en u, ons kry geloof, kry ons in ons binneste. Omdat die Bybel sê sonder geloof is dit onmoontlik dan om God te behaag. En daarom kom ek vandag na elke kyker toe en ek wil sê, die plan van God van 'n mens se lewe. Miskien het Josef nie die plan verstaan van sy lewe nie, miskien het hy nie verstaan hoekom hy sekere dinge gaan ervaar op die lewenspad nie. Hoekom hy deur sekere omstandighede moet gaan. Ek sê nie 2026 gaan maklik vir ek en u wees nie. Ek sê ook nie dit gaan swaar is vir ek en u nie. Maar soos ek gesê het op die oujaarsboodskap dat 2026 is die jaar van moontlikhede waar dinge vir jou gaan gebeur. Nou lees ons dat Josef kry die drome, maar die probleem is wat Josef gemaak het, hy het sy drome vertel aan sy broers. En baie maal, wacht 2026 moet ons so versigtig is aan wie ons drome deel. Want die wie ons drome aan vertel, gaan hardloop met ek en u se droom.
En hulle wou probeer die dromer doodgemaak het. En daarom kom ek vandag en ek wil jou bemoedig deur jou te sê, God het 'n plan met jou lewe. En daarom moet jy weet, as die Here 'n plan het met jou lewe, gaan God seker maak dat hy sy plan uitvoer op jou lewe. Nou verstaan ons hoekom daar Genesis 40 en Genesis 41 kom. Want die Bybel sê as gevolg van Josef se drome te word Josef in 'n put gegooi. Maar die Bybel sê Reuben het gesê, kom ons kry ons broer uit die put uit, want ons kan nie laat ons broer vergaan in die put nie. En die Here het jou deur 2025 deur verskillende putte gevat en het jou uitgehaal uit die put uit. Van die Bybel sê dat Reuben sê, kom ons kry ons broer uit die put uit. Ons moet verstaan dat die naam Josef praat van die guns. Dit praat van vywe, dit praat van increase the favor. Maar die naam Reuben praat van die visionary. Met ander woorde, jy kan nie in 2026 'n dromer is en jy het nie 'n vision nie. En daarom het die Here jou uit die put uit gaan haal in 2025 om jou in 2026 te bring, van hy weet dat gaan 'n tyd in 2026 aanbreek wat die Here wil hê jy moet spreek 'n woord en mense moet luister na jou. Mense wat jou dalk geminag het, vir jou ondermyn het in die jaar 2025 gaan dan in 2026 jou nodig hê sodat jy kan met 'n plan van aksie na vore kom. Dis hoekom ek gesê het dat 2026 is die jaar van moontlikhede. Hier lees ons in die Bybel, in die boeke van Genesis 41, dat die koning Farao kry 2 drome. Hy droom oor die 7 vet jare en die 7 mare jare. Nou die rede hoekom die Here vir Farao hierdie 2 drome gee is omdat God staan wakker agter sy woord en hy wil sy woord volbring in Farao se lewe. En die Bybel sê dat Josef gee die uitlegging van die droom aan Farao. 2026 kry jou gereed vir 2026, want die Here gaan jou gebruik om die uitlegging te bring aan hulle wat jou geondermyn het en hulle wat gedink het jy gaan nêrens kom in die lewe nie. Die begin van 2026 het die Here 'n plan met jou lewe. En die Here weet daar's iemand nodig in die nuwe jaar wat jou plan van aksie gaan benodig. Maar ek het gekom om vir julle te sê dat hierdie volgende 7 jaar wat die Here aan ek en u gaan gee is die jaar wat daar oorvloed gaan wees. En daarom rig die Here die regte persoon op om vir Farao rigting te gee. Farao was die een wat koning was, wat alles besit het, wat alles bestuur het, wat manne in posisies gehad het. Maar die Here laat die Farao 'n droom het, want die Here wil vir Farao connect aan Josef. Ek wil vir jou sê dat die Here is besig om iemand wat jou nodig het te connect aan jou, sodat jy kan in 2026 die oplossing kan bring vir die probleem. Ek en u lewe in 'n tyd, familie en vriende, waar ons besef dat dinge is baie moeilik in vandag se tye. In vandag se tye lewe ons onder geweldige druk omstandighede. Jong mense onder geweldige groepsdruk. Maar die Here kom vandag deur die boodskap om iemand te sê, jy's die plan van God. God het 'n plan met jou lewe. En die Bybel sê dat Josef sê vir Farao, die drome is dieselfde drome. Farao, jy moet jou dan nou kry 'n man. 'n verstandige man. Meneer, mevrou, jy is die verstandige persoon wat ons land nodig het om 'n verskil te maak in ons lande, om in die tyd van oorvloed met 'n plan van aksie te kom. Want dit gaan nie altyd maklik gaan nie, maar as jy met 'n plan van aksie kom en jy vat die woord van die Here en jy glo die woord van die Here, maar jy moet nie verbitter word of hoogmoedig raak wanneer die Here jou lig en uit jou omstandighede uitvat nie. Onthou, ek het gesê 2026 is a year of possibility en die Here gaan sekere dinge aan ek en u oopmaak. En daarom wil die Here hê ek en u moenie hoogmoedig raak nie, want die Bybel sê hoogmoed
kom tot 'n val. So wanneer die Here besig is om ons voor te berei, uit te lei, 'n bietjie te lig, 'n bietjie vorentoe te bring, moet ons nooit hoogmoedig raak nie. Ons moet die gesindheid bly hou wat ons het, van ons weet. Ons moet weet onder wie ons is, van wie ons afhanklik is. En die Here het eers vir Josef getrein in die put, om Josef se karakter te bou. Die Here het jou getrein in 2025 om jou karakter te bou, omdat die Here het geweet jy is sy plan en jy is sy geheime wapen wat hy wil gebruik in die jaar 2026 om teen elke aanvalle van die vyand te kom. Daarom sê die Bybel in Jesaja 54 vers 16 sê die Bybel, dat is die Here ons God wat die vyand geskape het om die vuurkoel aan te blaas, om sekere dinge te doen in jou lewe. Maar vers 17 sê hy ook, but no weapon forms against you shall prosper. 2026, no weapon forms against you shall prosper. Die Here gaan vinnig dinge doen in jou lewe, en hy gaan jou vinnig seën, en hy gaan sekere dinge vinnig laat gebeur in jou lewe, sodat hulle wat neergekyk het op jou sal sien, dat die hand van die Here was oor jou lewe. En toe gee Josef hierdie uitleggings aan Farao, en Farao sê, waar kan ons so tipe man kry? Jy is die geskikte persoon. Halleluja, hulle het neergekyk op Josef, maar die Here sê, Farao sê, daar is niemand wyser as jy nie. Daar is niemand met baie insig soos jy nie. Geen wonder dat die Bybel sê, wie wysheid kort kom, moet tot God bid. Wat wysheid verniet, verrekken, u gee. Kom ons vat vandag die woord van die Here en weet dat hierdie jaar gaan die Here my gebruik om oplossings te bring as om net probleme te veroorsaak. God gebruik jou net om oplossings te bring in jou lewe. Wees ook versigtig vir 2026 om dat die jaar is van moontlikhede. Laat mense jou nie misbruik nie om jou gawe te probeer misbruik nie tot hulle eie benefit nie. Mag die jaar wat die Here ons deurgedra het, jou oë sal oopmaak sodat jy sal besef, wat se deur moet ek aanvaar en wat se deur moet ek nie aanvaar nie. Mag die jaar 2025 vir jou wysheid bring, sodat jy kan soos Josef optree en sê, dit is, jy net sal doen wat die Here wil hê jy moet doen. Josef het nie gesê, Farao stel my aan nie. Josef het nie gesê, ek is beskikbaar Farao nie. In die tyd gaan die Here by the way mense oprig om te sê, jy is die geskikte een. Jy is die persoon wie ons nodig het. Baie maal het ons gewag vir iemand om in te kom in ons land, om 'n verskil te maak, maar jy is lankal daar. In 2026 gaan die Here jou oplig, jou uitlei, en jy gaan die antwoorde wees vir die probleme. Jy gaan die antwoorde wees vir die vrae wat ons gaan vra, en Farao sê, jy is die man. Daar is niemand anders soos jy nie, Josef. Ons maak jou die man. En toe kom Josef met 'n plan van aksie. En Josef sê, Farao, vir die volgende 7 jaar, wanneer daar genoeg graan is, genoeg oorvloed is, sit weg van die koring, sit weg van die kos, sit weg. So wanneer die 7 jare gaan aanbreek, dan gaan daar genoeg kos is, en hulle wat van Egipte afkom, sal volop het. Mag die Here jou so seën in die jaar, dat jy die plan van aksie sal wees. Laat jy sê, kom ons doen nou die regte ding, en kom ons vertrou die Here nou, om die argitek van 2026 vir ek en u te wees, om die plan van ek en u se lewe uiteen te sit, en ek gaan afsluit deur jou te sê, die geheim, hoe jy dit gaan maak in 2026 is deur 'n gebedslewe.
kry jou binnekamer verhouding weer terug en gaan jy in jou binnekamer en bid tot jou verborgene God en hy wat in die geheim is, gaan jou in die openbaar antwoord. En net daar op die spot word Josef bevorder, nie omdat hy kwaai is nie, of omdat hy baie followers het nie, of baie likes het nie, maar omdat hy geluister het na die stem van die Here, wat die Here vir hom gesê het, moet hy antwoord. Daarom moet ek en u haastig is om te luister en stadig om te praat. As die Here vir Josef gelig het, dit was die plan van die Here, dus Josef se ouers geboorte skenk aan hom, om 'n verskil te maak, en Josef het die verskil gemaak. Jy's geroep, jy's gebore, en jy's gespaar, om 'n verskil te maak in iemand se lewe, verskil te maak in jou gemeenskap, in jou kerk, by jou werk, in jou dorp, in Suid-Afrika, as jy geroep om 'n verskil te maak. En dus Josef vir Farao antwoord, het dit presies gebeur soos Josef aan Farao gesê het. Dit sal presies gebeur soos Josef dit aan Farao gesê het. Kom aan Suid-Afrikaners, jy is die oplossing vir hierdie wêreld, vir hierdie land. En Farao sê, jy kan heers oor alles in die lewe. Ek stel jou aan oor alles van my. Jy is net nie groter as ek nie. En ek sluit af deur iemand te sê, hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Kom ons vat die boodskap en ons hardloop met die boodskap en weet, ek en u is die plan van die Here, en die Here het 'n plan met ek en u se lewe. Die Here het jou lief. Vader, ek kom vandag in die naam van Jesus Christus, ons dank die Here dat ons die geleentheid het, Here, om die eerste Dinsdag van die nuwe jaar, Here, om te kan praat oor die goedheid van u, hoe u ons deurgedra het en hoe dat ons weet, u het 'n plan met ons lewe, en ons is die perfekte plan van u. En Here, doen met ons net wat u wil. Help ons, ondersteun ons, help ons om nooit hoogmoedig te raak of te neer te kyk op mense wat minder het nie, mense wat nog nie is waar ons is nie, Here. Maak ons maar net 'n werktuigkundige en weet, Here, wanneer u roep, sal ons antwoord, Here, soos ons glo dat 2026 is die jaar van moontlikhede. Help ons om nooit hoogmoedig te raak nie, om vas te hou, aan te hou en uit te hou. Bewaar ons, beskerm ons. In Jesus naam, seën ons. En as u 'n spesiale gebed nodig het, kan u hulle die volgende nommer wat u hulle op die skerm sien, aan u hulle skakel, kontak maak met ons, en ons sal met julle praat oor die goedheid van die Here. Die Here is naby jou. Die Bybel sê, roep my net aan in die tyd van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Die Here seën jou. Geseënde dag, Evangelist Nathan Besaidnout. Amen.